Hoor sê, woensdagoggend, ons gesels verder oor Spreuke 4:23, die effek wat my denke het op my lewe, hoe dit my koers kan verander ten goeie. Sandsteen is 'n besonderse tipe steen en die bouwerk wat met sandsteen gedoen word, is vir 'n leeftyd. Waar jy sandsteen struktuur het, soos hierdie pragtige kerk op Roosendaal, weet jy hierdie kerk sal staan, kom ons sê tot die wederkoms. Ek en jy het 'n stukkie sandsteen in ons, maar ons besef dit nie. Waarom sê ek so? Die interessante is, die kleur van sandsteen, die skakerings, is gevolg van onsuiverhede. En sandsteen word gevorm oor baie jare, onder hoë druk. So het ek en jy ons skakerings. Die Here het ons op 'n besonderse manier gemaak. Maar buiten dit, het ek en jy ook maar ons afdraaipaaie. Daar's tye wat ek en jy dinge doen wat ons nie op trots is nie. Die onsuiverhede van ons lewe. Die interessante as jy na my linkerkant kyk, dat van hierdie sandsteen gebruik word as 'n hoeksteen, wat die struktuur se integriteit kan beskerm en bewaar. Ons lees ietsie daarvan in Jesaja 1:18, al was ons sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Ek en jy wil onsself nooit die geleentheid bied om 'n hoeksteen te word nie, want ons bly vaskyk teen ons skarlaken, ons onsuiverhede, terwyl dit juis deel word van die besonderse karakter van 'n sandsteenklip. Vat maar vir Petrus, 3 keer het hy die Here verloon, maar die Here het sy sandsteen bly vorm. En wat het gebeur? Die Here het vir hom gesê, jy sal die rots, die hoeksteen wees, waarop ek my kerk bou. En dis met onsuiverhede. Ek ervaar baie keer dat iemand wat 'n bepaalde pad geloop het, en om sommer nou maar 'n voorbeeld te noem, iemand wat gevangenisstraf uitgedien het, om iemand wat dan ontslaan word, wat nie weet wat die wêreld vir hom inhou nie, wat nie weet hoe gaan ek ooit weer aanpas, ooit weer 'n lewe van integriteit kan leef nie. Die persoon wat daai pad gestap het, daai stukkie onsuiverhede wat ingebed is in sy lewe, wat by ontslag gesê het, hier het ek die Here ontmoet, hy het my 'n nuwe mens gemaak. Hy is die ideale hoeksteen vir hierdie jong man wat nou uit die tronk uitkom om te sê, kom bou op hierdie steen, kom dat ek jou leer, kom ek wys jou waartoe die Here in staat is. So ek en jy is hoekstene vir iemand. Die vraag is, vir wie? Here, die sandsteen is indrukwekkend. Van ver af, Here, so eenvormig. Van naby kan ons duidelik die onsuiverhede sien wat bygedra het om hierdie steen te maak wat hy is. En Here, so is dit ons eie lewens. Ons wil mense ver van ons afhou, dat hulle nie nagenoeg kan kom om te sien, ons het ook ons eie onsuiverhede. Maar Here, in daardie poging verloor ons die perspektief, dat ons 'n unieke sandsteen is wat U gevorm het, om 'n hoeksteen te wees, iewers, vir iemand. Dankie Here, dat U my ook so wil gebruik, ten spyte van my onsuiverhede. Amen. Uitdaging vir die week, as jy na hierdie hoeksteen kyk, 2013, reeds 100 jaar oud. En in daardie 100 jaar het die karakter, die integriteit van hierdie hoeksteen onveranderd gebly, ten spyte van onsuiverhede. En dis wat die Here met my en jou doen. Hy vorm ons so sandsteen. Sandsteen met onsuiverhede vorm oor baie lang tyd onder geweldige druk. En ek en jy ervaar in ons lewens geweldige druk. Soms deur die dom dinge wat ons self aangevang het. Maar die Here vorm en maak ons om bruikbaar te wees, om ons 'n karakter te gee wat uniek is. Gebruik hierdie week, staan stil by daardie groot momente in jou lewe waar jy aangejaag het. En vra dat die Here se Gees vir jou wys hoe dit juis bygedra het tot die vorming van jou sandsteen blok. Wie jy is, jou unieke karaktereienskappe gegee het. En vra die Here jou ook om te wys waar en vir wie
jy juis met jou spesifieke onsuiverhede 'n kragtige hoeksteen kan wees. Gaan dan en wees dit daar. Ek groet jou. Hê 'n wonderlike week.